Kinders, julle kan nou voorkom sit vir die kinderstorie. Nou daai wat ek daar geskryf het, dit klink nie na 'n mooi storie nie. Dink sleg, voel sleg, doen sleg. Nou ek sê nie dis wat jy moet doen nie, ek sê dis wat gebeur met ons. So die storie klink so. Eendag, dit was op 'n baie spesiale dag vir God, die Sabbat, toe gaan Jesus na die sinagoge toe. Nou die sinagoge is amper soos die kerk vir die Jode. En al die mense daar by mekaar gekom, en terwyl hulle daar is, toe sien Jesus 'n man, maar sy een hand, hierdie hand is reg, maar hierdie handjie lyk so. En die man kon nie daai hand gebruik nie, hy kon nie lekker werk met daai hand nie. En toe kyk die fariseërs vir Jesus, nou onthou die fariseërs, hulle is soos die base van die Jode, hulle is eintlik soos die geestelike leiers, mens kan sê amper soos die dominees, né? En toe kyk hulle so vir Jesus, want hulle sien nie die man, en hulle weet Jesus maak mense gesond. Nou staan die man so, nou kyk die fariseërs so vir Jesus, en toe dink hulle sleg, net soos daar staan, toe dink hulle sleg, toe dink hulle ons wonder of Jesus nou daai man gesond gaan maak. En hulle somme, toe hulle sleg dink, toe voel hulle somme sleg, toe voel hulle somme kwaad. En toe sê Jesus, julle fariseërs, wat dink julle ken mos nou die Bybel. Dink julle ons moet op God se spesiale dag goed doen aan mense, of moet ons sleg doen aan mense? Toe kyk hulle net so vir Jesus, hulle bly net stil. En hulle wag nou, wat gaan Jesus doen? En toe sê Jesus vir die man met die hand, kom hierso, kom staan hier by my. En hy roep die man, en die man kom so met daai snaakse handjie, en Jesus sê, steek jou hand uit. En toe gaan hy so. Toe sien hy, sy hand is gesond. Jesus het dit gesond gemaak. Die fariseërs het sleg gedink eers, en toe voel hulle nog slegter, want toe het hulle slegte gevoelens hier binnekant. Toe is hulle so baie kwaad vir Jesus. En toe gaan hulle uit, en toe gaan maak hulle planne. Toe sê hulle, kom julle, en toe loop hulle almal uit die sinagoge, en toe hou hulle so vergaderingkie, wat almal so, julle weet maar as jy so in 'n sirkel staan, as jy rugby speel, almal hulle koppe so by mekaar, maar hulle het nie rugby gespeel het nie. Hulle het ander slegte planne gehad, en toe sê hulle, hoe gaan ons iets lelik aan Jesus doen? En toe het hulle planne begin maak. En julle weet wat toe op die einde gebeur het met Jesus, wat het hulle toe gedoen met hom? Hulle het hom aan die kruis vasgespyker, hamer en spykers gevat, deur sy hande en voete gekap, en het hom doodgemaak. Waar dit begin, julle? Dink sleg, en dan? Voel sleg, en dan? Doen sleg. En dit is so met alle mense. Baie keer verstaan ons nie, of mense verstaan nie, maar hoekom doen daai persoon sleg? Of hoekom voel ek sulke lelike dinge binne my? Waar begin dit? Dink sleg. Eintlik 'n bietjie dieper, en dit gaan ek in die preek sê, julle moet luister. En so vir julle ook, partykeer dink jy sleg, Adrian, is dit so? Ja, ek ook. Partykeer dink ons sleg, en ons dink lelike dinge. En dan moet ons na die Here toe gaan en sê, Here, ek dink baie keer hierdie slegte goed. En dan kom jy na Jesus toe, en Jesus kan jou verander. Nie net om beter te dink nie, maar om 'n hele nuwe mens te wees. Hoekom kan Jesus ons verander? Wat het hy gedoen om ons nuwe mense te kan maak? Hy het aan die kruis dood gegaan en gesê, julle moet gestraf word vir daai slegte dinge wat julle dink, en wat julle voel, en wat julle doen. Maar ek het gekom om mense te red, en hulle nuwe mense te maak. Wat? Mooi dinge sal dink, en as jy mooi dinge dink, hoe voel jy? Goeie dinge, en as jy goeie dinge voel, wat doen jy? Goeie dinge. Julle kan gaan sit.